Reg, liewe kyker, weer terug. En ons gaan aan waar ons laas opgehou het. As jy dit nie gekyk het nie, kan jy dalk op YouTube dit kry. En gaan kyk daar onder Piet Uys goeie nuus. En dan kyk jy daarna. Maar, liewe kyker, ek het skrifte aangehaal. Ek gaan hulle net gou weer vir u noem. Dan kan jy dit dalk neerskryf daar waar jy is. Jeremia 9 van vers 23 en 24 het ek gelees. Dat u roem daarin dat u God leer ken. U leer hom nou ken dat hy goedertierend is, dat hy liefde is en dat hy blydskap vir u bring en dat hy die een is wat nie kom steel en slag en verwoes nie. Hy is die God wat gekom het sodat u lewe en lewe in oorvloed kan hê. Dis waarop dit neerkom. Ek het geëindig met 'n skrif in Petrus en dis waar ek wil aangaan. Petrus wys vir ons hoe dat hierdie lewende waarheid, hierdie medisyne, hierdie nuwe gees wat hy ontvang het, hom verander het. Die dinge wat hy skryf, is nie die Petrus voor die kruisiging nie. Voor die kruisiging verloon hy Jesus 3 keer. Derde keer vloek hy en sê, ek ken hom nie. En hy was eintlik reg, hy het nie eintlik gejok nie. Hy het Jesus nie geken na die gees nie. Hy kon nie, want wedergeboorte het eers net daarna beskikbaar geword vir hom. Net na die kruisiging en opstanding, toe Jesus kom en hy blaas op hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Liewe kyker, wat 'n mooi ding het daar gebeur. Kom ons bid saam. Vader, onse Vader, wat in die hemel is. U sien ons sit hier aan die regterhand van u, in Christus. Dankie Vader. Vader, ons verstaan nie, hoe kan ons in u wees en u in ons nie, maar ons wil dit verstaan, ons wil dit glo, Here. Ons is in u en u is in ons, dankie Vader. Dankie dat dieselfde liefde wat u vir Jesus gehad het, u dit vir ons het. En dat daardie liefde in ons is, deur die Heilige Gees, wat u aan ons gegee het. Dankie Vader. Vader, dankie vir Jesus. Dankie dat hy bereid was om daardie plan te volg, om sy lewe te gee vir ons. Dankie Vader. Dankie Jesus, u is ons oudste broer. U sê dit. U is ons broer. Dankie Jesus, dat u ons versoen het met u Vader en dat u Vader ons Vader geword het deur die wedergeboorte. Dankie Jesus. Heilige Gees, dankie dat u nou vir ons die skrifte open, dat u meer vir ons wys, wie is God die Vader? Wie is Jesus? Heilige Gees, dankie dat ons in hierdie proses u ook beter sal leer ken. In Jesus naam, amen. Liewe kyker, Petrus, ek het vir gelees, hoe dat hy praat oor die wedergeboorte wat hy deelagtig geword het. Kom ek lees vir u weer, vers 2, uitverkore, hy sê, hy is uitverkore. Hy sê bykie, ek, wys na jouself, ek is uitverkore. Hy sê, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader. Voorkennis van God die Vader. Jy is uitverkore, en dis nie te sê, dat ander is nie. Daar is plek vir jou, nee, daar is nie plek vir jou nie. Nee, dit werk nie so nie. Kyk, hoe lief het God die wêreld gehad. Want so lief het hy die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo. Die wêreld moet weet, God het hulle lief. En elkeen wat glo, bely hom as Jesus, Here, met jou mond. En jy word weergebore. Jesus word jou baas, jou meester, jou leidsman, jou herder, die blinkmôre ster, die lelie van die dale, die brood van die lewe, Jesus. Jy sien, so lief het hy die wêreld, uitverkore, sê hy hierso, volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees. In die heiligmaking van die Gees, liewe kyker, weet jy wat is nou besig om plaas te vind in u? As jy net hierdie woorde hoor,
U gees getuig saam met God se gees dat dit wat ek nou hier lees die waarheid is. Dit veroorsaak 'n verandering in u gedagtewêreld. Hulle noem dit bekering, repentance. U draai in die gedagte, u begin hierdie te glo. Nou begin hierdie medisyne van die woord deur u te werk. En u siel word nuut gemaak. Hulle noem dit die vernuwing van die gemoed. U begin anders dink, daarom begin u anders doen. U liggaam begin na plekke toe gaan waar die Heilige Gees u lei. U sien, heiligmaking vind plaas. Die lewende water wat reeds hier binne is, begin na buite toe vloei. En Petrus sê, word heilig. En dit is wat dit is. U is heilig verklaar, want u is die tempel van die Heilige Gees, en die tempel is heilig, 1 Korintiërs 6. U is heilig. U heiligheid gaan nooit meer word nie. Maar in u siel, in u denke, vind verandering plaas. En dit noem ons heiligmaking. As u die medisyne vat en so begin dink soos God sê, dan begin heiligmaking plaasvind. Nou sê hy hierso, heiligmaking van die Gees. Want is die Heilige Gees wat dit doen, en u laat dit toe, deur u denke te sê, ek gaan dit bedink wat God sê. Ek gaan my gedagte verander tot God se gedagtes. Hy sê, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Dis hoe hy hierdie brief begin. Nou sy tweede brief, hoor dit nie, hoe begin hy hom? Sy tweede brief. Hy sê, Simon Petrus, 'n diensknegt, 'n apostel, 'n gestuurde van Jesus Christus, 'n gestuurde van Jesus Christus. Nou my liewe kyker, weet jy dat hy ook gestuur is? Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies, Markus 16. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, sê Jesus. U is 'n gestuurde. Daar waar hy is u 'n gestuurde. Nou, hoor nou net hierdie medisyne, hier kom het. Hy sê, aan die, hy skryf hierdie brief aan die, wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het. Jy sê, ek wonder of ek het het. Hy sê, hoe? Hy sê, deur die geregtigheid van onze God en saligmaker, Jesus Christus. Hoe het ons hierdie geloof ontvang? Deurdat jy die geregtigheid ontvang het. Hy is jou geregtigheid. Liewe kyker, dis vir my nodig om na hierdie skrifte toe te gaan. Kom ek wys vir u 2 Korintiërs, hoofstuk 5 vers 21. Hoor net die. Want hy het hom, God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir u, vir my gemaak, sodat u ons kan word geregtigheid van God in hom. U sien, deur die geregtigheid wat ons ontvang het as 'n present, as 'n gawe, deur dat ons dit ontvang het ons net so kosbare geloof soos Petrus. Hy sê hier so duidelik, hy sê, kosbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van onze God en saligmaker, Jesus Christus, God se geregtigheid. Ek wil vir u tog wys in Romeine 3. U sien hierdie skrifte, hierdie is die swaard van die Gees. As ek hom so blaai, dan wil hy wil jou vat. Hy vat jou. Soos een nou gesê het, dis soos brandewyn. Ek sê nie jy moet dit so vat nie, maar brandewyn, jy vat hom en later vat hy jou. So die woord, ons vat hom. Ons vat nie meer daai brandewyn nie. Ons vat nie meer die oude meester nie, ons het die nuwe meester. Prys die Here. Prys die Here. Hy sê so, vers 21 en 22. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet.
terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid, naamlik van God, die geregtigheid van God is geopenbaar, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal, en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Almal wat glo, word regverdig verklaar. In Romeine 4, hoor net die, wat sê van Abraham? Hy sê, want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Liewe kyker, u is regverdig voor God verklaar deur die werk wat Jesus Christus gedoen het. Liewe kyker, is dit nie wonderlik nie? Efesiërs 2 sê, uit genade is ons gered sonder verdienste, sodat niemand kan roem nie. Ons roem in God, ons roem in Christus. Onthou Jeremia 9. Ons roem daarin, dat dit is wat God sê. Ons leer God ken, ons leer sy woord ken, ons begin staan op wat God sê. Dat God die waarheid is. Kyk, liewe kyker, Johannes 8 sê die duiwel is die vader van alle leuns. Johannes 10 sê, hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Weet jy waar agter is hy? Hy is agter hierdie woord aan. Hierdie woord wat sê, u is 'n nuwe skepping. Hierdie woord wat sê, u het net so kosbare geloof ontvang, soos Petrus. Petrus skryf dit, gelei deur die Heilige Gees. Later sê, hulle is gelei deur die Heilige Gees. Hierdie profeet het geskryf. Hy sê in vers 21 van hoofstuk 1 van 2 Petrus, hy sê, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Heilig verklaar deur God, Petrus, hy sê hierdie dinge, hy sê, hy het hierdie geregtigheid deur Jesus Christus. Deur Jesus se geregtigheid het hy die kosbare geloof ontvang. Dis u sin, liewe kyker, staan op. U het die geloof van God in u. U het dit ontvang. Maar u sê, ek sien dit nie. Weet u wat? Nou gaan hy vir u wys. Hoe gaan hierdie geloof wat u ontvang het, sigbaar word in die lewe? Hoor net u. Hy sê, vers 2, mag genade en vrede vir julle vermeerder word. Nou, genade en vrede kan vir jou vermeerder word. Kom ek verduidelik. In die gees het jy die totale vrede. Maar, baie keer hierdie gedagtes, hulle hardloop. En jy wil mal word, soos ek gesê het. Mag genade en vrede vir jou vermeerder. Mag hierdie waarhede deur jou verstand begin spoel. En jy begin ondervind vrede. Dankie Jesus. Man, ek en my vrou, baie keer is daar miskien 'n argument. En dan voel ek sleg en sy voel sleg. Sy gaan sit daar alleen aan een kant met haar Bybel en sy praat met die Here. Ek loop haar rond en ek praat met die Here. Dan kom ons by mekaar en ek sê vir haar, ek is jammer. Of sy kom na my, ek is jammer my lief. Sy noem my lief. Jy kan dit glo. En ek sê vir haar, ek is ook jammer my lief. En ons bid saam. Vader, dankie. Dat ons mekaar kan vergewe. Ek bely dat ek verkeerd was om dit te doen wat ek gedoen het. Dankie Jesus, dat U my vergewe het. Sy bid. En dan kom daar die vrede. En die vrede wat alle verstand te bowe gaan, het 'n deurbraak gekry, van my gees af, in my siel in, my gedagte wêreld, my siel. My siel loof die Here. My siel, waarom is jy onrustig in my? Ontvang die vrede van die Here. Party kerke, hulle spreek oor sy seën uit aan die einde. Ontvang die vrede van die Here. Gaan in sy vrede. Mooi, nee, gaan in sy vrede. Mag die vrede oor jou kom. Laas keer het ek vir jou sê, hulle bid vir die vrede van Jerusalem. En hy vrede het gekom.
Dit was om te bid dat Jesus moet kom. Jesus is die vrede. Ek bid vir die vrede van Jerusalem. Ek bid vir die vrede van Harry Smith. Ek bid, Here, dat hierdie mense om my, die vrede sal uitstraal, want die vrede is hier. Die vrede is hier. Die vrede van Jerusalem is hier. Ai, liewe kyker, dit was my lekker openbaring. Seker is dit 2 weke terug. Toe, ek hoor die ouens bid vir die vrede van Jerusalem. En ek dink aan een, hy sê, dat daar vrede kan wees in Jerusalem. Weet jy wat? Net Jesus bring vrede. In hierdie wêreld sal daar gerugte van oorlog wees en oorlog. Want die hele wêreld se stelsel lê in die mag van die bose, 1 Johannes 5. Jy sien, nou kom ek en u. Nou sê hy, mag genade en vrede vir jou vermeerder word. Kyk nou mooi, deur die kennis van God en Jesus, ons Here. Nou wat het ek vir u gelees in Johannes 17? Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken as die enigste God en Jesus wat u gestuur het. Dit is die ewige lewe. Liewe kyker, dis wat ek en u moet soek met ons hele hart. Ek het 'n gewoonte, en party gewoontes is goed, anders sleg. Hierdie is 'n goeie gewoonte. Aan tafel, as ek bid vir die kos, dan sê ek baie keer, vra my kinders, Vader, dankie vir die kos wat u vir ons gee. Ons wil u graag beter leer ken. In die naam van Jesus. Ai, liewe kyker, dis my gebed. Ek weet hy hoor my, hy's in my, ek is in hom. Bid saam met my, sê Vader, ek wil u beter leer ken. Ek wil u beter leer ken, Vader. En nou kan u bid en sê, Jesus, ek wil u beter leer ken. Heilige Gees, leer ons. U sien, liewe kyker, hierdie dinge wat ek oor praat, kom nie net na enige iemand toe nie. Dit kom nie net na hulle toe nie. God sê, ek is 'n beloner van die wat my soek. Liewe kyker, hierdie waarhede is so kosbaar, dat God wil hê, dat as u dit deel, moet dit deel van u wees. Dit moet, jy sien, hy sê, wie my soek sal my vind. Wie klop, vir hom sal oopgemaak word. U moet soek na hierdie waarhede. Hy sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus ons Here. Ek het vir julle gelees in Filippense, Paulus sê, dat ek hom mag ken. Hy skryf daar, dat ek hom mag ken in die krag van sy opstanding en gemeenskap aan sy lyding. Paulus het 'n ywer vir God gehad. Hy skryf in Romeine 10, hy sê, julle Jode, julle het 'n ywer vir God, maar sonder kennis. Hy praat uit ondervinding. Hy het die Christene vervolg, het hulle doodgemaak. U sien, sonder kennis. Nou skryf hy daaroor, ag, hulle moet kennis kry. Hulle moet weet wat Jesus gedoen het. En ek en u. Hy sê, mag genade en vrede vir jou vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Dan sê hy, hoekom? Hy sê immers, hy sê, luister, sy goddelike krag het ons alles geskenk. Alles geskenk. Wat tot die lewe en godsvrug dien. So, alles is in u. Die goeie werke is in u. Wat tot godsvrug dien. Die vrug van die Gees gaan deur u lewe sigbaar raak. Meer en meer mag genade en vrede vir u vermeerder word. Die vrug van vriendelikheid gaan vermeerder. Die vrug van selfbeheersing gaan vermeerder. Liewe kyker, moenie moedeloos word as jy nog nie meer verloor nie. As dit nog met jy gebeur. Kom na die lewende water, kom drink, verniet.
Kom koop van my wyn en melk, sê die profeet. Jesus, kom koop van Jesus, kom vat, sonder prys, sonder geld, verniet. U sien, dis hoe goed u kan ontvang. Ontvang hoe u gaan heers. Hoe meer u dit net ontvang, hoe meer gaan u heers op hierdie aarde. En gaan siekte. Ek wil vir u sê, siekte se dae is getel in u lewe. Siekte gaan nie sy loop neem soos hy wil verder in u lewe nie. Want u is besig om die medisyne te neem wat lewe en lewe in oorvloed gee. Nie siekte en nog meer siekte en al hoe sieker tot jy doodgaan nie. Nee, liewe kyker, 1000-maal nee. God is die gewer, Jakobus 1 sê, van goeie gawes. Hy is die vader van goeie gawes. En ek weet, daar's dalk mense wat nou sê, nee, jy kan nie net dit so sê nie. Liewe kyker, radikaal vir Christus. Radikaal, kom na die roots toe. Radical, roots. Wat is die bron? Wat is die begin? Jy sien, baie mense het Christendom aanvaar in 'n telefoontjie. Het jy al telefoontjie gespeel? Staan so in 'n ry, eerste een kry 'n boodskap, hy fluister dit in die volgende een se oor, en dieselfde boodskap, tot aan die einde. Daai ou sê, wat het hy gehoor? Die boodskap is nooit dieselfde nie. Want dit is oorgedra. Nou sê ja, die Bybel is oorgedra. Nee, die wonder is dat u nou 'n verhouding met die Vader kan hê in die naam van Jesus deur die Heilige Gees, en hy het die oorspronklike boodskap. En daarom kom u na hom toe en sê, Jesus, wat sê u? En u kom lees, hier staan dit duidelik, enige vertaling sê dit. Daar is die vertalings wat hieroor daarom verskil nie. Maar al het hulle, die Heilige Gees kom wys jou die regte een vir jou. Hy sê jou wys, hy sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat julle geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. So, dis 'n kennisprobleem. As u begin besef, maar ek is in 'n koningshuis ingebore. Ek is actually 'n koning. Petrus sê, 'n heilige volk, 'n koninklike priesterdom. Nou begin jy jou kop optel, want jy's 'n koning. Jy's nie arrogant nie, maar jy laat jou nie rondskud nie, deur elke wind van lering nie. Die winde van lering wat sê, jy moet maar dra, want jy moet deel word aan Jesus se lyding. Nou moet jy maar jou kanker dra. Maar daai selfde persoon sal nie sê, jy moet maar jou sonde aanhou doen nie. Jy moet maar die effek van sonde aanhou dra nie. Nee, liewe kyker, kom ons word radikaal en ons sê wat God sê. Ek weet, daar gaan aanvalle kom om dit van u te steel, maar kom ons sê wat God sê. Nou sê hy hierso, deur die kennis, vers 4, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van God se natuur, die goddelike natuur. U sien, hoe meer kennis u opdoen van dit wat in u gebeur het, want is Christus in u. Filemon 1, dis net 1 hoofstuk, vers 6 sê, mag die gemeenskap van julle geloof kragtig word deur die kennis van wat goed is in julle. Wat is goed in jou? Miskien haal jy Romeine 7 aan, daar's niks goeds in my nie. Nee. Jesus Christus is nou in die vlees is niks goeds nie. Dit is so Romeine 7. Maar nou is Christus in die. Liewe kyker, ek haas my. Hy sê, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. O, liewe kyker, dit is wat God vir u het en gedoen het. U kan die lewe van Jesus Christus al hoe meer uitleef. Wat bedoel ek? U het Jesus in u.
Hy sê die werke wat ek doen, sal julle doen en groter werke as dit. Nou liewe kyker, nou begin hierdie lewe groot word in u. Christus kry gestalte in u. Dis waarvan ek praat. Dis wat God wil hê, dat jy Christus sal verteenwoordig op die aarde. En hoe gaan jy dit al hoe meer doen? Deur meer kennis op te doen van dit wat goed is in jou. Ek sluit af, Romeine 5 vers 17. As jy dit gaan lees, dit wys u hoe u kan heers op hierdie aarde, deur die volle genade van God te ontvang en sy geregtigheid. Hoe meer jy dit ontvang, u sê mag jy het dit, ontvang in u gedagtewêreld, in u siel, u begin in ooreenstemming kom met wat God gedoen het. My tyd is verby, seën vir u, mag u die seën van die Here ondervind, mag u die vrede van Jerusalem in u harte ondervind, prys sy naam.